Halleluja. Hoort op die lig te wees, man. So welkom ook aan almal wat saam met ons ingeskakel is. So kom ons jubel kos. Jy vanoggend. Amen. Ons sal net dit saam met ons. Kom ons roep hom. Kom ons prys hom. Die Here leef. Hy is goed. Songs wat ons het op die USB. Ja, ons het die USB so ja, dis hoe die USB lyk. So daar sy nou sien julle ook daarso. Dis 50 songs wat ons hier op het. En ons verkoop hulle behoorlik op R50 om ons help om te upgrade. Ons sisteem, ons klank te upgrade. So prys die Here, halleluja. Amen. Amen. Glory. Is jy opgewonde? Amen. Nou raak opgewonde. Dan is jy opgewonde? Ja. Raak weer opgewonde. En jy dan nie? Weet jy hoe sit ons hier kan? Ons kan ons eie oë nie glo. Miguel, prys die Here, ek moet jou tel. Halleluja. Ja, mense, vanoggend het ek my nie die Here vra dat ek sê, Here, wat se woord gaan ek bring vandag? Ek kan nie regtig voorberei nie. Want ek moet op U vertrou. En die Here sê vir my, leer hulle. Ek sê, Here, maar leer hulle elke Sondag. Die Here sê, hou aan. Moenie moedeloos raak. Moenie moeg raak nie. Hulle het dit nodig. En ek sê, Here, maar dit moet iets unieks wees, iets spesiaals wees, want almal blyk van preek, almal wil op die kansel klim,
maar niemand wil die mense regtig leer nie. En die Here sê vir my, doen jy net wat ek vir jou sê. En dit was amazing. En die Here het laat ek dinge neerskryf ook tussendeur. En die mooiste wat die Here vir my gee is, my woord is jou raad. Amen. Dankie Here vir dit. Okay, ek gaan nou huis toe. Prys die Here, ek dink dit kyk. Dit is my amazing gewees, die woorde wat die Here sê. My woord is jou raad. En ek sê, Here, okay, ek hoor dit, maar hoe gaan dit pas by vandag se boodskap? Die Here sê, ons lees sy woord. Ons ken sy woord. Maar ons kry nie 'n raad nie. Ek sê, Here, maar hoe's dit dan? Die Here sê vir my, as ek hulle raad gee, dan raak hulle opgeblaas. As ek vir hulle sê, vertrou my, dan gooi hulle tantrums. Ek sê, Here, maar nou moet jy my help in die woord. In die woord. Hoe die mense gegaan en raad gekry by u. Daar moet 'n plek wees in die woord waar dit duidelik is. Duidelik is. Want die woord sê ons moet op die wag. En baie keer wag ons dan is dit stil, die Here. En ek praat so met die Here in my gebed en ek sê, Here, en die mense raak moedeloos, hulle kan nie wag nie. En die Here sê vir my, gaan na die boeke toe, van 1 Samuel. Nou 1 Samuel 23, en kyk na hierdie gedeelte, is 'n verskriklike mooi, ek gaan nie weg, jy net kortlik vertelbaar dit oor gaan. Dit gaan oor die tyd van Saul is koning, hy is gesalf as koning, Dawid het opgestaan, want die Here het hom gesalf, en die mense begin sing, Saul slaan 1000 dood, maar Dawid slaan 10.000 dood. En Saul het begin jaloers geraak, en hy het 'n haat in sy hart gekry om Dawid dood te maak. En Dawid vlug. Maar dis nie waaroor my boodskap gaan. My boodskap gaan oor wat hy gedoen. En soos hy gevlug het, kom hy in hierdie stad aan. En dit is my iets besonders hierdie. Hierdie is my iets besonders. Wat sê ek altyd? Ons gaan leer van Dawid. Sê ek dit nie altyd nie. Daar is een wat saamstem. Daar is een wat elke Sondag lees. Prys die Here. En Dawid sê, Here van Israel, u knegt het verseker gehoor. Luister wat hy sê. U knegt het seker gehoor dat Saul na hierdie Kilala wil trek. Dit beteken om na hierdie stad toe te kom. Om my wil te verwoes, om my dood te maak. Kyk nou hier na vers 11. Hy sê, sal die burgers van hierdie dorp my in die hand uitlewer? Sal Saul afkom van Israel, gee u knegt dit tog te ken. Dit tog te ken. Toe antwoord die Here, hy sal afkom. Dawid gaan en hy bid, Here, gee my tog net te ken of Saul gaan kom. Gee my 'n raad. En die Here sê onmiddellik, hy gaan kom.
Dawid vra die Here vir 'n tweede keer, weer verraad. Kyk daarso, net die volgende vers. En daarop sê Dawid op vers 12, sal die burgers van hierdie dorp en my manne in die hande van Saul uitlewer? En die Here antwoord, hulle sal uitlewer. En dit is waar ek en jy tekort skiet. Ons ken die woord. Die Here sê vir my, ons ken die woord, ons staan op die woord. Maar ons vra hom nie verraad nie. Dawid se verhouding is met God iets spesiaals. Om na God toe te draai en te sê, Here, gee tog u teg. Tog. Dan nie tog. Gee tog. Ek het al 'n paar keer gesê tog dan. Gee u knegt tog die antwoord, die raad. Maar ons doen dit nie. Die voorbeeld is in die Bybel. Dawid het dit gedoen. Ons sukkel. Daagliks is ons in beproewing. Elke dag is 'n stryd. Elke dag van ons wandeling raak al hoe moeiliker. As dit nie finansies is nie, is dit ons gesondheid. As dit nie ons gesondheid is nie, dan is dit familieprobleme. Probleme in die huis, probleme in die huwelik, probleme by die skool, so kan ek aangaan, probleme by die werk, probleme in ons land. Elke dag word die stryd al hoe groter. Maar ons kry nie die raad nie. En dit is wat die hartseerste is van ons geloof. Wat ons sê, ons ken God. Ons dien die Here. Hoeveel keer sê ons kry raad by die Here? En daar het die Here my vas. Want hoeveel keer in hierdie week het jy gedraai na die Here toe, om vir die Here te vra, Here, gee my die raad. Maar nie antwoord nie. So, die antwoord is tussen jou en God. As jy wel dit gedoen het hierdie week, okay, verlede week? Verlede maand? Hoeveel keer in verlede maand het jy gedraai na die Here toe en gesê, Here, gee my raad. En dan sê die Here, as sy kinders blaas op, raak moederloos. Hulle wag vir 'n antwoord, maar hulle vra nie vir die Here vir raad nie. Want hoekom? Ek weet nie. Hoekom doen ons dit? Weet ek nie. Ek het nie die antwoord daarvoor. Ek het nie die antwoord nie. Hoekom ons dit doen? En die ander ding is wat die Here vir my ook gewys het. Gee hy raad, dan wil ons dit nie hê. Sê hy presies vir ons wat om te doen. Dan sê ons nie, Here, dit gaan nie werk nie. Maar die almagtige God, wat dit moontlik maak, sê vir jou, dit gaan werk. En dan sê ons, Here, dit gaan nie werk nie. Daai gedagtes moes maar seker van die duiwel afkom. Ewe skielik verander ons onsself regverdig. En ons verander die woord van God, wat uit sy mond uitgegaan het, ons gee die duiwel die eer. Kom ek leer jou gou ietsie in die lewe. Dink gou aan iets wat mooi is. Ons land is beautiful. Kom, stem saam. Ja. Ek gee nie om wat jy by die hoog sien nie. Ek sê vir ons land is beautiful. So dis my gedagtes. Nou kom ons bly by daai mooi gedagtes. Want alles wat mooi is, kom van God af. So as daar 'n mooi gedagte in jou gedagtes opkom,
Nie altyd sê die duiwel plant nie mooi gedagtes nie, man. Gaan lees Johannes 10, hy kom om te verwoes. Hy het nie tyd om met jou mooi gedagtes te deel. So hou op om te sê as al mooi gedagtes in jou hart of in jou gedagtes opkom, dat dit van die duiwel af. Die duiwel plant nie mooi gedagtes nie. Hy het nie daai tyd nie, want sy tyd is kort. Want hy wil jou mislei, hy wil jou downrun en hy wil jou vernietig. God gee vir jou mooi gedagtes. Begin 'n bietjie die mooi gedagtes wat die Here vir jou gee, waardeer. Begin 'n bietjie op die mooi gedagtes wat die Here vir jou gee om vir jou te sê, doen dit. En te sê, Here, ek wil nou gehoorsaam wees. Want dis wat Dawid gedoen het. Dit was sy verhouding. Hy het geweet, as God praat, het hy die antwoord. Sy verhouding was so, Here, sal Saul afkom. Gee tog my diensknegt. Net die antwoord. En onmiddellik, die Bybel sê, en die Here antwoord hom. Saul sal afkom. Here sal my uitlewer. En onmiddellik antwoord hy, ja, en jou man. Dawid het sy antwoord onmiddellik gekry. Die voorbeeld in die Bybel. Kyk na sy verhouding met God. As God gepraat het, die gedagte gekom het, die antwoord gekom het, het ek sê dankie Here. Dis wat ek wou gehad het. Ek wil die antwoord hê. Hy het nie gekyk, miskien gaan dit werk, miskien nie, en daai goed nie. Daai goed het nie getel. Wat getel het, is die antwoord van God. Maar die woorde wat ek tot julle spreek is gees en die woorde wat hy by mond uitgaan kan nie. Maar dit sal doen wat my. En dit sal voorspoedig wees. Nou as God dan sy woord voorspoedig maak, hoe kan ons sê, nee Heer, gaan nie werk nie. Wat blok God se woord? Nie myself. Ons ongeloof. Ons verhouding is nie in lyn met God nie. Dan kom Matteus 15 vers 8 waar die woord van die Here sê, met die mond en die lippe eer hulle my, maar die harte is ver van my. Want ons glo nie wat God sê. In plaas daarvan om net te sê, Here, ek glo. Dis dit. Jy moet net glo. Believe. Only believe. As 'n song wat sê, only believe. Glo in die Here. My woord is my raad. Wow, is dit nie awesome? Is dit nie awesome om vanoggend te sê, Here, U woord is my raad. Soos wat U sê, U woord is my raad. Here, U woord is my raad. God sê, my woord is my raad. Ek sê, U woord is my raad. Amen. Amen. Kom. Wat sê die woord vir ons? Kom ons kyk gou waar trek ons. Gaan na Psalms toe. Die boeke van Psalms. Hy's net na Genesis. Want alle boeke is geskryf net na Genesis. Psalm 32 vers 8. Ek het hom al gegee. Ek bid hom, dis hy baie keer in my gebed ook. Luister wat sê die woord. Ek wil jou onderrig. En jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil jou raad gee. Kyk wat staan daar. Ek wil jou Raad gee. en my oog sal op jou wees. Amen. Maar ons sê nie, Here gee ons raad nie.
Ons sê vir die Here, Here, leer my aangaande die weg. Laat U lig wees soos 'n lamp vir my voete. Ons sê dit, ons bid dit. Maar ons daai gedeelte van die raad, hoeveel keer kom dit in ons gebed op? Daai is net so belangrik. Want Dawid het geweet om sy antwoord te kry. Die Bybel wys vir my. Dawid sê, Here, gaan, Saul my doodmaak. Here sê, yes. Gaan hulle my uitlewer? Yes. Onmiddellik het Dawid sy antwoord, hy het sy raad gekry by God. Maar hoe sukkel ek en jy dan om 'n raad by God te kry? Hoekom? Want ons is geleer, God het sy eie tyd. Dis sê wat Dawid vir my leer. Dit wat al julle geleer het en dit wat ek daar lees is twee verskillende dinge. Is twee verskillende dinge. Want ek is onder genade. Ek kan God vertrou. Hy kan my antwoord. Samuel het gedraai, het gesê, Here, laat die volk kan sien, die God wat ek dien, is 'n lewendige God. Laat die God van Israel kan sien, U kan vuur in die hemel uitskiet. En dit is gedoen. Daar was nie 'n kwessie van, Here, het U tyd nie. Ons is verkeerd geleer met daardie. Iemand het nou slim geword en dit verkondig en nou staak ons vas, die Here het sy tyd. Kry sy gesondheid nie. Die Here het sy tyd. Nou sê hy, okay, ek gaan nou eers op vakansie, jy bly. Dis nie wat die Bybel leer. Die Bybel sê, deur die wonde van Jesus is ons genees. Ons moet dit aanvaar. Maar nou sê, okay, Jesus is sy tyd. Wow. Die woord van die Here sê, hy het al my krankhede op hom geneem. Ek is genees. So, die genesing is myne. Wanneer gaan dit plaasvind? As jy sê, God het sy eie tyd, dan kan God sy tyd vat. Jy kan doodgaan intussen. Hy kan nog steeds sy tyd vat. Want dis wat hy maak. Dis wat my Bybel my leer. My Bybel sê God is hier. My Bybel sê vertrou God nou. My Bybel sê yes, wag op die Here. Yes, daar is 'n tydperk wat jy ook moet wag. God antwoord, ek het al 3 maande gewag. Yes, maar dit was vir 'n sekere antwoord. Daniel moes wag. Yes, dis oor 'n ander saak. Maar as jy antwoord op raad wil gee, dan antwoord die Here. Die Here antwoord. Maar ons moet by die voete van die Here bly. Jou verhouding moet so met God wees. Kom ek verander die prentjie. Soos jy vanoggend gekoop en gesê het, kom ons gaan die einde van die maand 'n braai weer maak. Yes. Nou bring ons God hier in, want soos Here gee vir ons raad, moet ons dit doen. Here bepaal die tyd in die dag vir ons. En jy gaan sien dit gaan gebeur. Hoekom? Want die Here gaan die raadgewer wees. Amen. Want hoekom? God wil deel wees van Mikael. Dis wat hy gedoen het, dis hoekom ons deel is. Nou kom ons gaan nou terug na Dawid se gebed toe. Dawid sê, Here, wat is die mens wat jy aan hom dink? Wat se verhouding het Dawid met God? Hy is my raadgewer. Eerste, hy is die een wat my lei. Hy is die een wat my voorsien. Hy is die een wat my beskik. Hy is die een wat my krag gee. Hy is die een wat daar is. Dis sy verhouding met God. Dan kom ek en jy, plaas ons nou in Dawid se skoene. Wat se verhouding het Dawid nou in? Ek is nie goed genoeg nie. Ek kry my graag self jammer. Wil graag hê ander moet my ook jammer kry. Gewoon dit gaan jou vertrap, my broer. My suster lief.
Met daai houding gaan Goliat jou betrap. Die duiwel gaan oor jou loop. En dis nie onderstel nie, die woord van die Here sê ek het die man. Op hierdie stadium, wat doen jy? Jy gee die oorwinning? Hoekom kry ek so baie noks? As jy oorwinning. Jy het weggegee. Kom ons gaan nog verder. Psalm 121. En ek weet, die meeste van die mense gaan hom vir my noem. Noem hom vir my Miguel. Vers 2. En jy kan nie by sê jy ken hom nie. Ek slaan my hoop. O, jy ken hom op. Ja, so jy, maar wat het die Here gesê? Ons ken die vers. In die begin van die boodskap het die Here vir ons gesê, ons ken dit. Ons doen dit. Hoekom nie? Want ons vind nie ons raad by hom. Kan jy sien waar kom ons short? As jy weet jou hulp kom van die Here, kan jy soos Dawid draai. En jy kan op daai woord staan. Here, ek glo in U. Ek vertrou U. Saul kom. Hy gaan my kom doodmaak. U het my die raad gegee. Nou kan Dawid teruggaan. Nou kan hy sê, Here, U kan my beskerm. U kan my wegloop. Hy het ons 'n raad gekry. Hy weet nou wat om te doen. Ja. So jy gaan weet wat om te doen. Ja, nou kan jy vir 'n pad oopmaak. Hoekom? Want jy het nie raad gekry. Dankie Here vir die raad. Maar nou kan ek nou kan my oë oopslaan. Ek kan hulp vra. Ek kan dit kry. Want U is die voorsiener. U is die bron. Dit was Dawid se verhouding. Sy verhouding was nie net 'n halfuur of 5 minute. Janetta, jy vra Bobby te maak en jy sê dis nie, sal hy eers doen. Dawid het die deure toegeslaan. Weet jy wat hy gedoen het? Hy het stil gebly. Hy het na God gegaan. Sy tyd met God was kosbaar. Sy tyd met God het hom ek wil die woord gebruik, 'n unieke man, 'n unieke man gemaak. 'n besonderse man. 'n besonderse man met 'n verhouding met God. Al het hy droog gemaak, was hy nog steeds 'n man agter God se hart. Hoekom? Omdat sy vertroue in 'n lewende God. Hoekom? Want hy het geglo wat die Here sê. My woord is my woord is kom, ek kan nou vir julle sê. My woord is jou raad. My woord is jou raad. Nou sit daai jou, nou my. Druk so, sê my. Daar sê, iemand het dit nou goed gesê. My. Daar sê, sê dit, klaar. Nog, sê dit, sê. Weer. Dis tyd dat ons begin sê, God se woord is my raad. En ek sal my oë opslaan na die hemel, want ek wil my raad hê. Ek wil my antwoord by God. Om hier nog te beskryf, hoe was Dawid se verhouding gewees? Kyk gou na Psalm. Hy is weer na Genesis 71, is dit daar 70? 71, is net voor 72.
Okay. Vers 6. Op U het ek gesteun van my geboorte. Luister wat sê Dawid. Op U het ek gesteun van my geboorte af. Van die moederskoot af is U my bevryder. Oor U is my lof altyd deur. Met ander woorde, Dawid sê, Here, U is my hulp. Slaan my oë op na die berg. Die raadgewer. Ek het vanoggend gesing, paar keer. Ek het spesiaal hy song ingebring, paar keer. U is my raadgewer. En vanoggend gaan ek vir jou vra, wil jy die raad hê van God? Gaan jy begin glo aan die raad wat die Here jou gee? Amen. Die woord van die Here sê ons moet nie vinnig antwoord nie. Hy sê ons moet stadig wees om te antwoord. Ja. Ek geraas nie met jou nie, ek bedoel dit nie lelik, ek was eintlik bly gewees jy moet dit doen. Maar ek is eintlik bly sy dit gedoen. Want hoekom? Baie van ons sê ja. Maar ons vol moer. Ons vol donderdag. Ons vol saterdag. Omdat ons nie die raad gevat het. Ons het dit gehoor. U is ons hulp. So wat moet jy nou doen? Jy moet teruggaan in jou verhouding na God toe. Sê, Here, ek glo nie. Ek vertrou U. Maar van nou af wil ek die raad by U. Ek gaan nie net 'n ja vat nie, en ek gaan nie net 'n nee vat nie. Ek soek die raad, Here. U het vir Dawid gesê, Saul sal hom doodmaak. Samuel het gedraai en gesê, Here, laat die volk kan sien. Here, ek wil sien dat U raad vir my is. Want die woord sê, U stuur die woord uit, dit sal voorspoedig wees, sal nie leeg terugkeer. Ek weier alle negativiteit. Weier negatiewe woorde wat sê, ek sal dit nie maak nie. Want U het nog nie die raad gegee. Hoe kan hy vir my sê, dit sal nie werk? Hy moet sy mond hou. Met ander woorde, hy moet shut up. Dis vir die Afrikaanse mense wat in ons wil praat. En die duiwel is altyd vinnig om te antwoord. Want hy wil nie stil bly. Hoekom? Want sy stil bly, gaan jou gedagtes na God toe. As hy jou kan kry dat jy vinnig praat, dat jou gedagtes vinnig dwaal, is hy oor. Want hy jou weg van God. Hoekom? Hy weet, hy het 'n probleem as jy raad kry. En hy weet, hy gaan faal. So hy doen alles in sy vermoë om jou te verhinder, om nie raad te kry. Want jy gaan raad kry, gaan hy pak slaap. Amen. Mense, dis tyd dat ons op die woord ag gee. Die woord is baie skerp. Hy is soos 'n tweesnydende swaard. Jy kan voel vanoggend, jy voel opgewonde, jy voel hier binne jou. Want jy die hele tyd vir die Here kan sê, Here, hou net aan raad gee, maar moet net nie ophou doen. Ja. Here, in U teenwoordigheid wil ek wees. Ja. Maar dit was hoe Dawid was met God. Hy sê van kleins af, Here, vertrou ek op U. So wat moet ek en jy doen? Ons is al 'n bietjie ouerig, ons nou 'n bietjie myl op. Paar myl man, dan maak ook gekry het is. Maar, dis nog nie te laat nie. Amen. Ons kan nog steeds draai, ons kan ook so verhouding soek soos wat Dawid gehad het. Ons kan ook soek, om by die Here te sê, Here, U is my hulp, U is my raadgewer.
Wat gaan gebeur as die Here jou begin raak gee in jou lewe? Wat dink jy wat kan gebeur? Kan ek jou antwoord? Jy gaan die duiwel in skaakmat sit. Hy sal nie kan uitkom nie. Jy gaan die hele tyd in oorwinning wees. Die vraag is, wil jy in oorwinning wees? As jy in oorwinning wil wees, het jy nodig om met die Here 'n verhouding te hê. 'n verhouding te hê. Ek praat nie van, Here, ek het dit nodig nie. Ek praat nie van daarin. Die Here weet al klaar wat jou lys. Jy hoef hom nie in die slip te wys nie. Hy weet wat die bedrag gaan wees. Ek kan my trolley vol maak. Wat ek daarby bedoel is, verander jou gedagtes vandag. Moenie kom, Here, ek het dit en dit en dit en dit nodig. Begin 'n verhouding met God soek. Dat jy op hom kan vertrou. Dat hy met jou kan terugpraat. Dat hy met jou hart kan praat. Dat hy gedagtes met jou kan deel. Alles wat goed is, kom van God. Onthou dit vir die res van jou lewe. So as jy goeie gedagtes kry, kom dit van God af. Maar as jy slegte gedagtes kry, jy laat ook nie na jou. Ja. Dan kom dit van nie? Hel. Kom van die hel. Ek gee die duiwel nie eer. Kom van die hel. En dis waar dit gaan brand. Amen. So, wat sê ek vir jou? Wil jy vanoggend die raad hê? Amen. Begin soos Dawid. Kyk hoe Dawid geloop. Kyk na Dawid se gebed. Sy gebed het nie gegaan. Hy het self sy seuns gesê. Hy het vir hom gesê, as jy in die weë van God sal loop soos wat ek geloop het. Wat het die Here vir hom gesê? Die Here het vir hom gesê, Dawid se seun. Die met 'n lang haar, takhaar. Hy was in takke gaan. Absalom. Kom nou net nie op sy naam nie. Hy gedagtes hart so verskriklik. En die Here het hom gesê, ek is die Here jou God van jou vader. Soos hy gewandel het voor my, so moet jy. En die Here het nie vir Isak ook gesê, ek is God van Abraham. Soos Abraham voor my gewandel het, wandel so voor my. Hy het nie vir Jakob ook so gesê. Amen. Wat het Moses sê, ek is die God van die voorvaders. Die Here gee die hele tyd vir ons die riglyne. Hoe om met hom te wees. Hoe om saam met hom te wandel. Maar ons slimheid het ons, kan ek Afrikaans praat? Ja. Stupid gemaak. Ons slimheid het gemaak dat ons twee keer dink. En wat goed is, sê ons dit is sleg. As God die raad gee, dan sê ons nee. Ja. En wat gebeur met ander woorde? Miguel, wat gebeur op? Jy kry seer. Jy's die een wat seer kry. Hoekom? Want nou kry nie jou antwoord nie. En op die einde van die dag, ek pak nou nie na jou nie, maar ons almal loop by pad. Op die einde van die dag, dan sê ons God antwoord. Here help ons. Hoekom? Maar ons vergeet dat toe die Here geantwoord het ons gesê nee, kan nie. Kyk na hierdie riglyn wat Dawid geloop het. Gaan kyk net, ek smeek julle, gaan kyk na sy verhouding met God. Hoe hy by die Here gepleit het om hom net te sê, Here gee my raad. En omdat Dawid geweet het die Here gee hom raad,
kan hy 5 klippe optel. Ja. En hy het geweet, een van hulle, gaan hy groot man uitkom. Hy gaan hy man bring, want die Bybel sê, elke knie sal buig. En Dawid het seker gemaak, daai jy, sy knie buig. En hy kom bely het, dat Jesus die Here is. Toe haal Dawid maar sien, dat hy nie meer kan verder praat nie. Nou kan hy nie meer verder nonsens praat nie. So hy het sy keel afgesting. Ja. Maar Dawid het geweet. Hy het geweet wie sy God is. En wat sy God kan doen. Amen. Maar ek en jy val short. Ons weet God kan al hierdie dinge doen. Maar hoe sê ons? Dis in die Bybelse taal. Want hulle praat ons dit in nonsens. God is nie net daar in die Bybelse dag, hy is vandag hier. Die woord sê hy is hier. Jesus is hier. Hy red, hy genees tog. En dit deur dieselfde Gees. Maar ek ontvang nie my genesing. Hoekom nie? Wat verhinder dit? Wat teveer dit? In jou gedagtes. Hoekom? Want jy het klaar gesê, God is in die Bybelse tyd. Ja. Jy het klaar die Here beperk om net daar te werk en nie hier by jou te werk. Want wat doen ons? Want hulle sê God het sy eie tyd. Wow, ek stem nie saam nie. Want Jesus het nie gesterf vir God sy eie tyd nie. Hy het gesterf sodat ek nou redding kan kry. Amen. En as hy gesterf het vir my redding, hy gesterf het deur sy wonde staan vir my genesing. Dan sal genesing. Sorry, ek stem nie saam met die mense se gedagtes nie. Bewys my anders wat die woord sê. Ons sal dit glo. Andersins, jou opinie tel nie. Ek aanvaar net wat God se woord sê. En as die woord vir my sê nou, dan is dit nou. Ek is nie onder die wet nie. Mense wat vir my sê, maar God sê hy tyd, yes, die Here het sy tyd, ek stem saam. Maar ek verskil met dit. Deur die redding. Deur die genesing. Want toe Jesus beweeg het, het hy nie een keer het hy vir die mense gesê, God het sy eie tyd nie. Hy het net op 'n plek gesê, die tyd het nie gekom nou nie. Ja. En hy het en was met sy eerste miracle, dat hy gesê, die tyd van die seun het nog nie aangaan nie. En hy het onmiddellik gewys wat die seun gaan doen. Hy gaan sy bloed gee vir die mens. En hy verander die wyn. Water en wyn, ekskuus. Onmiddellik. Op 'n ander plek het hy vir hulle gesê, Jesus het gesê, toe hulle vir hom sê, Lazarus is siek. Toe dink hulle Lazarus slaap. Maar Jesus het geweet, hy is klaar dood. Toe sê hy, die tyd het nog nie gekom nie. En dis waar die mense verwar het dat God sy eie tyd het. Hoekom het die Here gesê, hoekom het Jesus gesê, ons gaan nie nou na hom toe nie? Die skrifte sê uitdruklik vir jou, want God wil wys dat hy man uit die dood uit kan haal. Hy wil sy krag aan die mens openbaar. En dis hoekom na 4 dae later was. Maar nou sê ons, omdat ons nou sien, God het nie nou sit, die Here is nou daar vir jou. Hy het nie sy tyd, hy gaan nie sy tyd vat om by jou uit te kom nie. Hy is nou daar. As jy hom wil hê, hy is nou daar. Nou. So, ek sal my antwoord kry. Geloof my, God antwoord. Hoeveel keer in my lewe het God nie al geantwoord? Propper Louise. Sy het al begin rustig raak. Daar 6 maandag wat haar rustig raak. Sy pa sê, relax.
Wat sê ek nog vir haar? Kom ek vertel jou wat sê ek. Sy gaan nou vir jouself wat reg praat. Ek het vir haar gesê, moenie 'n woord spreek of ander gedagtes kry nie, want jy interfereer in God se werk. Ek sê vir haar, moenie 'n woord spreek of ander gedagtes kry nie. Het al 6 maande gevat om dit, maar sy nou daar rustig. Maar sy kan vir jou sê, want ek het al gesê, dit interfereer met God se werke. En vra vir haar, vandat sy begin rustig word, hoeveel kalmte het sy al ontvang in haar lewe, as gevolg daarvan. Selfs haar gesondheid. Sy is baie meer rustiger. As sy 'n probleem het, sy sê, Here, ek is rustig. Sy raak nie meer opgewerk. Wat moet sy doen? Sy moet haar mindset gaan leer om te kalmeer. Sy moet haar mindset verander. Waar haar mindset was, ek wil dit doen, en ek het nou in hierdie benoudheid, en hy warbel begin, het dit haar angs, en wanneer sy angs het sy slaaplose nagte, Tannie. Dit beteken jy bly bly wakker. Ek mag nie bly sê, maar jy bly wakker. Jy bly wakker. Ja, omdat jy angs het. Dis wat God sê. Hy sê, hy is jou raak. Raak? Daar is julle preek na ons aan. Raak rustig. Is moeilik as jy angs het. Ja. Want as jy angs het, dan werk jou mond saam. En jou hart trek op. Jou gesien, jou mond en jou hart, dit werk nie saam, as jy angs het. Maar die Here wil net hê, ons moet rustig wees. En kom ons leer wat ons by Dawid kan leer. Raak rustig. Kom aan, ek dink hierdie was 'n great boodskap. Ek dink ons het 'n antwoord gekry. Ja, nee. Ek wil net kyk, daar was nog een. Kan ek gou 2 teksverse maak? Psalm 130, en dan gaan ek na Psalm 18 toe. Okay, Psalm 130, ek moet hom, want dan pas hulle als hier by hierdie boodskap. 130 is na 129. 29 is net na 28. Maar is net in die 100, so. Okay, 130. O, hier is my verskriklik mooi. Vers 5. Die woord sê, ek wag op die Here. My siel wag. Ek hoop op sy woord. Wow, is dit nie awesome? Ek hoop op sy woord. Met ander woorde, ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op hom. Wow, my woord is my raad. Halleluja. U is my hulp. Dan juig ek oor u beskerming onder u vleuels. Halleluja. Kyk gou na Psalm 18. Vers 17 tot 20. En jy kan maar hier gaan leer ook. Hy het uit die hoogte sy hand uitgestrek. Luister. Hy het uit die hoogte sy hand uitgestrek. Dit is nou God. Hy het my gegryp. Hy het my uit groot waters getrek. Hy het jou uit die groot gemors uitgered. Hy het jou in jou smart het hy jou uitgehaal. Hy het my verlos met 'n magtige van my magtige vyand. Hy het my haters, omdat hulle te sterk was vir my. En baie keer is ons probleme te sterk vir ons. Dawid het dit erken. Kyk daar. Hy sê sy haters was te sterk vir hom. So baie keer is ons probleme, Here, ek sien nie uitweg nie.
dan is jou probleem sterker as jy. Onthou dit. Kyk gou na die volgende vers. Hulle het my oorval op die dag van my nood. Hoeveel keer kom jou probleem nie wanneer jy probleme het, nood het nie, wanneer jy regtig in daai hoek vasgedruk is. Maar die Here was my steun. Wow. En hy het my uitgelei in die ruimte. Hy het my gered, omdat, luister nou hierna, omdat hy behaag in my gehad het. Hy het my gehelp, omdat hy behaag in my het. So, dit beteken, dit wat jy is voor die Here like jou. Net soos jy is. Die behaag wat hy in jou het. Omdat jy op sy woord staan, omdat jy sterk is. Omdat jy hom in alles vertrou, het hy behaag in jou. Wow. Die Here like jou, Janetta. Amen. Maar hy is ook lief vir jou. Dankie Katie. Ons sal aan my kom jou. Halleluja. Here, ek dink nou net daaraan, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose. Aan U kom die lof, die eer en aanbidding toe. Here, baie, baie dankie dat U vanmôre hierdie woord vir ons gegee het, dat ons riglyne kry waarop ons kan bou, Vader. Want God soek ook 'n man en 'n vrou wat op U vertrou. Daarom roep ek vanmôre en ek vra U, elke man en vrou, vertrou die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Here, ek wil sê dankie, groot dankie Here, dat Dawid, Here, die voorbeeld in ons lewens is, Here. Dat ons hierdie woord wat ons vanoggend gekry het, Here, sal volg, doen en nie die Here altyd aankyk, Here, U kom eers môre, maar U is 'n God van baie, baie naby. U is altyd Amen. naby ons. Daarom kan ek sê dankie, Here. Dankie. Amen en amen. Dankie, Here, daar is awesome. Die Here is 'n God van nabyheid, nie van ver nie. Amen. Mense, dankie dat julle ingeskakel was. Ek sien julle vanaand om 7 uur, wees geseën, wees gegroet en van my kant af, shalom julle.